Pick n Pay, trotse ondersteuner van plattelandse familieboere en Lamb Chaps. Nou vandag se resep is 'n feestelikheid van geure en smake met bitterlekker bestanddele van Pick n Pay. Dis sommer maklike gooi bymekaar bestanddele veral as dit by die slaai kom. Nou die resep is eintlik 'n heerlike basis van 'n interessante en kleurvolle slaai waarvan jy die leeftyd kan verleng deur dit met iets soos couscous, quinoa of selfs 'n koue pasta te gebruik. Maar vandag maak ek 'n geroosterde koninklip vis wat bo op die slaai gaan bedien word. Nou ek gaan wegspring met die slaai bestanddele wat ek in 'n groot opdienbak sit en ek het reeds alles voorberei. Dis eintlik altyd hoekom ek so maklik kos maak. Ek doen alles eers so en dan gooi jy dit net bymekaar en jy doen dit net bymekaar. So ek gaan eintlik begin met die sterre van die slaai en hierdie is die granaatbitte. Nou jy kan hulle mooi lekker in daai koop, maar ek koop hulle sommer in hierdie pakkies, dan is die meeste van die werk gedoen. Hierso het ek groen olywe en dan kalmata olywe en dit gooi jy nou net so. Kyk, ek voer mos 'n familie hierso. So ek moet nou baie doen. Hierso het ek bietjie opgekapte rooi eie. Dink ek gaan net die helfte van dit insit. En dan hierso is opgekapte petersilie. So 'n bietjie en dan hierdie is okkerneute of walnuts. Nou ek het hulle net so 'n bietjie kleiner gesny. Wat jy ook kan doen as jy nie hulle kry nie, gebruik enige ander neute, iets soos pekanneute, macadamia neute is ook net so lekker en goed. Hierdie kan ons lekker redelik van dit insit. Dit is daai krakerigheid wat jy in die slaai gaan kry. Kom ons gooi maar nog so 'n bietjie. En dan hierso net vir daai ietsie brand, het ek opgekapte groen russies. Dan kom ons gooi ook maar net die helfte in en nou brand ek die mense se monde. En dan hierso is net so klein bietjie opgekapte mintblare wat ek ook bysit. En dan al wat jy nou gaan moet doen, is jy gaan nou hierdie storie moet deurmeng en kyk net hoe mooi pop hierdie kleure. Dit is vir my fantasties. Nou al wat nou nog in die slaai moet kom, is die tuisgemaakte slaaisous. Ek deel nou die resep en vertel julle hoe maak ek 'n heerlike gebraaide koninklip in die pan of jy kan hom in die oond rooster. Bergsig Landgoed op die Brede Kloof wynroete se Patmos Chenin Blanc is 'n elegante, komplekse wyn wat tot sy reg sal kom saam met gebraaide vis of geroosterde groente en heerlike romerige souse. Skorlie Pieter. Die slaaisous het ek nou net of gaan ek nou oorgooi en dis 'n eenvoudige maar lekker bestanddeel soos vars suurlemoensap, skil van 'n suurlemoen, vars knoffel en 3 eetlepels esdoringstroop is maple syrup of heuning is ook perfek. Nou dan skit jy dit nou net in hierdie botteltjie en dan gooi ons dit oor die slaai. Nou dit gee die slaai eintlik maar net daai vars smaak wat jou in jou mond laat ontplof. Nou kom ek doen dit gou, laat ek kyk. Hierdie botteltjies werk altyd vir my die beste. Ek wil net gou vir julle wys, dan gooi ek dit nou oor hierdie slaaitjie. En jy kan die suurlemoenskil nou in dit gooi of jy kan hom net so oor sit. En dan gaan jy hom nou net lekker deurmeng. So vir die vis, ek hoop my pan is nou 'n bietjie warm hierso. So al wat ek gedoen het, dit is ook enige witvis. Jy kan met enige witvis werk, maar vandag gebruik ek Pick n Pay se gevriesde koninklip of kingklip in Engels. Weereens baie min en eenvoudige geurmiddels, net botter en olie wat ek so vooraf smelt en dan of jy kan dit in 'n bakkie doen of warm in die pan laat smelt. Nou jy gee die vis net met sout en peper en dan vars suurlemoensap. Dan braai jy dit net heerlik in die pan en dan begin dit nou braai en na 'n paar minute kan jy natuurlik ook net die deksel opsit om te seker te maak daai vis stoom deurgaar. Maar jy kan dit selfs ook soos op 'n bakplaat hier langs my in die oond sit dat die vis net lekker goudbruin 'n bak in die oond en tot dit uitmekaar uitvlok. Nou net voor jy dit uit die pan uithaal, dan kan jy nou net daai laaste bietjie groen, daai petersilie bo opsit. Nou kom ons kyk gou-gou. Ek wonder, ek het nou gewag vir my pan, maar ek sien dink ek het hom bietjie laat aangesit. So al wat ek nou doen is ek gaan hierdie visies binne in die pan sit en dan daai gaan ek in die oond sit. Dan gaan julle later sien dit bak eintlik maar presies dieselfde.
So hulle gaan nou lekker hier in die pan, daai gaan in die oond. Nou ek gaan gou die vis klaar maak en as ek terug is, dien ons op en nooi ek my gaste hier om in ons bitterlekker kombuis saam te kom kuier en te kom eet. Nou onthou, al die hoeveelhede in die resep is net 'n riglyn. Ek het 'n bietjie meer van amper alles bygevoeg. Gebruik ook goeie kwaliteit olywe, dit maak die slaai net daai ekstra spesiaal en heerlik. En as jy nie van die olywe hou nie, vervang dit met 'n ander bestanddeel of een van jou gunstelinge in jou kas of in jou yskas. Nou kom ons dien op, ek het al reeds begin. So hier het ek nou, kyk hoe mooi glans is die slaai, as jy nou daai sousie bo oor gegooi het. So al wat ek nou doen is, ek het 'n bordjie gevat en dan sit ek net so 2 van die skeppies. En hierdie is eintlik 'n heerlike bykos wat jy ook kan gebruik by 'n braai of by enige ander proteïen. So hierso is my vis, hier's die een wat ek in die pan gedoen het en hier's die een wat ek in die oond gedoen het. Dit is amper presies dieselfde. En nou sit jy hierdie visie net so bo-oor. En ek gaan sommer, ons gaan laat hulle kan proe watter een is die lekkerste. Sit ons hulle net so bo-op en dan heel laaste nou, net om dit so 'n bietjie ekstra spesiaal en restaurant uitkyk te gee, sit ons net van hierdie. Ek het dit verlede week ook gebruik as julle sal onthou. Maar dit is net ietsie wat jou dus net so na 'n volgende restaurant vlak toe neem. Kyk nou net hoe mooi. Jy kan natuurlik die vis vervang met enige ander proteïen van jou keuse. Geniet die resep en soos elke week is my resep op Ontbytsake se webtuiste en ook op ons Facebookblad. Geniet jou naweek en gaan koop jou bestanddele by Pick n Pay. Volgende week bring ek weer vir jou 'n nuwe resep.